Baie welkom vriend by hierdie potgooi van wielspore van waarheid. En ek gaan vandag 'n baie kontroversiële onderwerp aanraak en maak jou sitplek gordel vas. Ons staan oor nou na Paasnaweek toe, hierdie naweek wat kom, en ons vier Paasnaweek. En hier is ons twee vrae wat ek aan die gehoor wil vra daar buitekant. Wat as dit alles wat ons geleer is oor die jare, as dit kom by eindtye, nie in ons toekoms lê nie, maar in ons verlede? Ons is geleer en ek is geleer in Bybelskool seminariums as dit kom by eskatologie, die leer van eindtye, of die leer van die einde van tyd, is ons geleer dat die Openbaring boek is 'n geslote boek, en dit praat oor toekomstige gebeure, goed wat nog moet gebeur, oor eindtyd profeseë. Maar, wat as die Openbaring boek dalk vir ons meer wys wat in die verlede gebeur het, as wat ons werklik sien of gesien het? Nou, soos ek reeds gesê het, dit is Paasnaweek, en Paasnaweek kom ons en ons vier die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus. En ons lees in die boeke, die vier evangelies, lees ons mooi in detail van wat het gebeur op Paasnaweek. En ons weet mense, duisende mense trek Israel toe en hulle gaan wil fisies daar wees om daai pelgrimstog te gaan maak. En die evangelies, die vier evangelies wys vir ons wat het gebeur, fisies, dit wat ons kan sien, want dit is mense wat gesien het wat gebeur het, daar is ooggetuies gewees, en nou het hulle neer gaan pen, wat het gebeur oor Paasnaweek, en dit lees ons, hulle weergawes dan in die boeke Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En hulle wys vir ons iets wat werklik is, hulle wys vir ons werklik dat 'n man wat geslaan word, gegeesel word, hulle beskryf 'n toneel wat afgespeel het, 'n man wat voor Pontius Pilatus gestaan word. Ons lees die verslag van hoe die skare geskree het, kruisig hom, hoe Barnabas hulle geëis het, dat Barnabas vir hulle losgelaat word. Ons lees hierdie geval van die man, hoe hy gebloei het, hoe hy die kruis moes gedra het. En dan lees ons ook hierdie voorval van die Here Jesus wat eventually aan die kruis vasgenaal is en wat op die kruis gesterf het. Ons sien die spykers, ons hoor, ons het die Passion of the Christ, die film met ons gekyk, en ons het gesien hoe die doringkroon op die kop gesit is, en ons het die pyn gesien, hoe die redakteur dit wou deurgee wat daar gebeur het. En dit is baie waar, dit was 'n baie wrede toneel gewees. Maar, dit is wat gesien kon word. Wat hy weergee, wat die evangelies vir ons weergee, is wat fisies gesien kon word. Kyk wat sê Paulus dan, ek het my notas en ek het my Bybel oop hier so voor ons. Kyk wat sê Paulus vir ons, daar in 1 Korintiërs 2 vers 8, en kom ons gaan gou daarna toe, 1 Korintiërs 2 vanaf vers 8, hy sê, vers 7, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, nie is nie was, wat bedek was, en wat God van die ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Met ander woorde, dit was 'n bedekking gewees vir ons heerlikheid. Kyk wat sê vers 8. Want niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Met ander woorde, daar was iets aan die gebeur wat nie sigbaar was vir die fisiese oog nie. Want niemand van hulle het geweet, die heersers, die owerhede, die magte, niemand het van hulle het geweet wie die Here van die heerlikheid is nie. Want as hulle geweet het, sou hulle hom nie gekruisig het nie.
Jy sien, daar het iets gebeur wat nie sigbaar was vir die oog nie. So die vraag wat ek nou weer wil vra, en nog 'n vraag wat ek wil uitgooi hierso. As die kruis meer is as wat die mense kon sien, waar kan ons na daai meer gaan kyk? Kan ek dit weer vra? As die kruis vir ons meer was as wat ons fisies net kon sien, dit wat hulle gesien het, het hulle neergeplak. Maar as daar iets meer was, waar sien ons dit? Is dit opgeteken? Kan ons gaan kyk daarna? En ons ken almal hierdie storie van Jesus wat gesterf het. En ons ken almal die storie volgens die geskrifte van hoe hy opgestaan het. Maar vandag wil ek jou gou-gou na iets dieper toe vat, juis omdat die openbaring rondom Golgotha vir soveel van ons verborge is en ons kan nie hierdie goed raak sien nie. Die kruis was nie net 'n gebeurtenis nie. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê. Die kruis was nie net 'n gebeurtenis wat neergepen is waar ons kan lees wat gebeur het nie. Die kruis was ook 'n openbaring gewees. Kom ons begin by dit wat ons sien. Kom ons begin by dit wat ons ken. En ek gee jou vandag 'n raamwerk en jy moet jou studie gaan doen soos wat ek oor die laaste 25, 30 jaar my eie studie gaan doen het. En baie jare terug het 'n pastoor gekom en ek was op 'n leierskapkonferensie, toe krap hy my hele teologie de mekaar. En ek moes gaan krap en ek moes gaan soek. En vandag met hierdie boodskap is dit die eerste keer wat ek oor hierdie goed praat. Kom ons begin by dit wat ons ken. Die evangelies wys vir ons die kruis. Dit wys vir ons 'n man aan die kruis, dit wys vir ons hoe Jesus gesterf het, maar dit is wat net gesien kon word. Maar hier kom Paulus en hier kom Johannes en hulle beskryf vir ons baie meer goed wat aan die kruis gebeur het. Want Paulus sê, as hulle geweet het, sou hulle die Here nooit gekruis het. Met ander woorde, daar was iets gebeur, daar was iets wat gebeur het wat niemand kon sien nie. So die vraag is, as die kruis meer was, waar sien ons daai meer? Waar sien ons dit? En nou kan ons gaan na die boek Openbaring toe. Kom ons gaan kyk. Onthou in die begin het ek vir jou gesê, die Openbaring boek is aan ons geleer, is 'n eindtyd profesie. Dis iets wat in die toekoms gaan gebeur, dit gaan vir ons vertel van die einde van tye. En dit is nou hier waar Johannes inkom. En hier kom Johannes en Johannes sê vir ons daar in Johannes 1 vanaf vers 10 dink ek, kom ons gaan gou gesoen toe. Johannes 1, Openbaring 1 vanaf vers 10, sê hy vir ons daar 'n ding, hy sê, en ek, Johannes, ek was in die gees. Met ander woorde, ek het 'n geestelike visioen gehad, of ek het 'n geestelike openbaring of 'n ervaring gehad. Ek was in die gees op die dag van die Here. Hy noem dit pertinent. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos 'n basuin, wat sê, en dan kan jy dit verder gaan lees. Dis belangrik dat ons hierdie ding verstaan. Johannes was in die gees op die dag van die Here. Ek wil net nog hierso gou iets oopmaak. En dan kom Johannes en hy verduidelik vir ons wat het hy gesien. En daar in Openbaring 1 vers 1, die A gedeelte sê hy, hierdie openbaring, onthou hy het hom nou gaan neerskryf. Nou het hy gaan neerpen, wat het hy gesien toe hy op die dag van die Here in die gees was? Hierdie is die openbaring van Jesus Christus. Let wel, hy sê nie hierdie is die openbaring van die antichrist nie. Hy sê nie hierdie is die openbaring van die 666 nie. Hy sê nie hierdie is die openbaring van die draak nie. Wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons hierdie is die openbaring van Jesus Christus. Dit is baie belangrik dat ons dit sien, en dit is baie belangrik laat ons dit inneem. Dit is baie belangrik dat ons dit inneem. Die openbaring van Jesus Christus. Wat moet gebeur? Vinnig moet gebeur. Daai vinnig
beteken dit nie, dit is 2026 jaar in die toekoms nie. Jy moet dit verstaan. Dit is nie wat dit sê nie, dit sê dit is iets wat vinnig moet gebeur. Nou maar, kom ons gaan verder hierso. Die vraag wat ek en jy nou vir onsself moet vra, wanneer was die dag van die Here? Want ons lees in die Ou Testament verskeie profete uit die Ou Testament, hy praat van hierdie dag van die Here wat gaan kom, wat vreeslik wraaksugtig gaan wees. En ons kan gaan lees daar in die skrif van die Ou Testament. Hoe lyk hierdie dag van die Here? Waarvan Joel en Amos en Obadja en Sefanja en al hierdie profete praat van hierdie dag. Hoe lyk hierdie dag van die Here? En die profete antwoord dit vir ons. Hulle sê, Joel praat daarvan, hy sê, die son sal donker word, daar sal duisternis wees oor die aarde. Amos sê dit baie mooi. Amos sê vir ons, die middag word soos nag. Ek kan dit vir jou gaan lees. Miskien moet ons dit lees. Kom ons gaan gou soontoe. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Joel 2 vers 30, hy sê, en ek sal wondertekens gee in die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilaar. Die son sal verander word in duisternis en die maan soos bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. Met ander woorde, hier wil hy ook die klem sê. Hy sê vir ons wat gaan gebeur, maar hy noem dit die dag van die Here. Kyk wat sê Amos vir ons. Amos 8 vers 9. Hy sê, en die dag spreek die Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde in lig duister word, terwyl dit nog dag is. Hulle sê, die profete antwoord dit, hulle sê, daar gaan nie lig wees nie, daar gaan duister wees, dit gaan nie kalmte wees nie, dit gaan 'n oordeel wees. En is dit nie miskien omdat ons hierdie ding as 'n oordeel sien, dat ons dit in die eindtyd ingegooi het, en dit nie kan raak sien nie. Maar kom ons kyk bietjie vriend, kom ons kyk op Paasfees, toe die Here Jesus gekruisig is. Wat het gebeur op Paasfees? Kom ons gaan kyk daarna. Matteus 27 vers 45 praat van 'n duisternis wat plaasgevind het. En ek wil hê ons moet nou na die skrif toe gaan, Matteus 27. Sorry, ek is net hier so op my vers 45. Kyk wat sê hy. En van die 6ste uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot en met die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot, onthou hierso het Jesus nog gelewe. En omtrent met die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Hy noem dit daar. Daar was duisternis. Die son het sy glans verloor, die son het nie geskyn nie. Hy praat van die aarde wat geskit is, groot aardbewings gewees. Moenie vergeet nie, die grafte het oopgegaan, die dooies het opgestaan, moenie dit vergeet nie. Kan jy sien, ons kry dieselfde prentjie hierso as wat Amos, Joel, Sefanja, Jesaja, dieselfde prentjies wat hulle vir ons skei, want hulle sê dit is die dag van die Here, kan jy sien? Presies dieselfde prent. So, nou vra ek vir jou, my vriend, my toehoorder, is dit per toeval? Kyk ons nie dalk hierso na dieselfde dag nie. Wat die profete genoem het, die dag van die Here, lyk presies soos wat aan die Golgotha kruis gebeurtenis gebeur het. Dit was nie net 'n kruisiging gewees nie. Dit was 'n dag van duisternis, dit was 'n dag van oordeel, dit was 'n dag van iets of waar iets finaal gebeur het. Dit was nie sommer net 'n gewone Vrydag toe hy gekruisig is, my vriend. Nee, dit lyk baie soos die dag van die Here waar oordeel uitgegooi is. En ons kan in Jesaja 53 kan jy bietjie meer detail gaan kry oor wat het werklik gebeur volgens
volgens profete aan die kruis. Kom ons kyk bietjie na die geestelike realiteit. Ek dink jy moet dit nou begin sien. Wat mense gesien het in die fisies, het hulle neergepen, maar daar het in die gees ook iets gebeur, en dit is nie dieselfde nie. Daar's 'n geestelike realiteit en daar's 'n fisiese realiteit. Mense sien 'n man wat sterf, maar Johannes kom, die apostel Johannes kom, en hy gee vir ons 'n profetiese insig oor wat gebeur het. Waar gee hy dit vir ons? In die boek Openbaring, en ek gaan jou nou vat, stap saam met my. Kom ek vat jou nou na die boek van Openbaring. Hier kom Johannes, want mense sien fisies wat gebeur het, hulle pen neer, onthou dit, Johannes kom, hy sien die enigste een wat in die gees sien, en hy sien en hy kom, pen dit neer. Wat sien hy? Mense sien 'n kruis en 'n man wat aan 'n kruis hang. Wat het in die gees gebeur? Die lam reageer. Kom ons kyk wat sê Openbaring 5 vers 6. Openbaring 5 vers 10. Onthou die mense sien die kruis en Johannes kom en hy sien, en ek het gesien, kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, in die middel, let wel, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof dit geslag is. En hierdie lam het 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. As jy wil weet waarvan praat die 7 geeste van God, dan gaan jy terug na die Ou Testament toe met Jeremia, wat praat van die 7 geeste van God, wat die gees van wysheid, gees van vrees van die Here, gees van onderskeiding, gaan lees dit wat staan daar. Maar hier kom Johannes en hy sê, ek sien die lam staan asof hy geslag is. Waar is die lam geslag? Kom aan my vriend, kom ons praat met mekaar. Waar is die lam geslag? Aan die kruis van Golgotha. Waar het hy sy lewe afgelê? Aan die kruis van Golgotha. Die kruis was nie 'n nederlaag gewees nie. Die kruis was 'n oorwinning gewees. En toe Jesus klaar gemartel is en klaar die spons by die asyn gedrink het, blaas hy sy adem, hy skree Eli, Eli, lama sabachthani, en hy skree, dit is volbring. Dis wat die mense gesien het in die vlees. Maar Johannes hoor iets in die gees. En ek wil jou vat daarna Openbaring 16 toe. Johannes hoor iets in die gees, wat die mense sien in die vlees en hulle neerpen in Johannes 19 vers 30, kom Johannes en hy hoor dit, sien dit in die gees, en hy sê daar in Openbaring 16 vers 17, en ek het die 7de engel, het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af. Waar staan die lam? Waar het hy vir ons gewy? Hy was in die gees, hy het die lam gesien by die troon, in die middel van die troonstam, van die troon af, en gesê, dit is verby. Waar, as jy Jesaja gaan lees, my vriend, waar het God sy wraak en sy kwaad, sy anger uitgehaal? Op die liggaam van die Here Jesus. Waar het dit gebeur? Op Golgotha. En hier kom beskryf hy in Openbaring 16 vir ons, beskryf hy vir ons van die pla en die skale en die bekers wat hy moes drink, wat uitgegooi is. Waar? Is 'n geestelike beskrywing van wat die Here Jesus vir my en vir jou gedoen het op Golgotha. Want hier staan die lam asof hy geslagen het. Kyk hierso wat sê hy dan in vers 16. En hulle het versamel. Jy sien, dit is 'n plek op Golgotha waar die koning van die duisternis en die koning van die lig, die koning van die konings, waar hulle kragte gemeet het. En kom ek wys dit vir jou. Openbaring 16 vers 6 sê daar, en hulle het versamel op 'n plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Weet jy wat beteken Armageddon? Armageddon is 'n woord wat jy moet uitmekaar uithaal en jy moet die grondwortelwoord gaan kry. Dit beteken Har Megiddo.
Dit het niks met 'n fisiese vlakte te doen nie. Har Megiddo beteken, as ek die Engels kan gebruik, a range of hills outside of a city. 'n reeks koppietjies buitekant 'n stad. Nou kom ek en ek maak 'n afleiding. Waar was Golgotha gewees? Plek van die hoofskedel. Was die plek van die hoofskedel nie 'n koppie buite die stad Jerusalem nie? Kan dit nie wees dat dit die plek is, Armageddon, waar die koning van die duisternis en die koning van die konings kragte gemeet het vir die mensdom nie? Waar die owerhede en die magte nie geweet het wie die Here Jesus Christus is nie. Waar Jesus werklik gekom het en gesê het, kom aan, slaan my vas aan die kruis, want as julle geweet het wie ek is, sou julle my nooit gekruisig het nie. Kom aan, slaan my vas, want as julle my hier vasslaan, dan vat ek God se grimmigheid, die Vader se grimmigheid op my. Die pla, die beker gaan ek drink. Ek gaan my gewaad doop en die parskyp buite die stad trap. Lees 'n bietjie verder in Openbaring 19. En dan kan jy dit ook kry daar in Jeremia. Hy sê, ek het uitgegaan en ek het die parskryp getrap buitekant die stad en die bloed van die nasies het teen my klere en teen my gewaad opgegaan. Waar het dit gebeur? Op Golgotha se kruis, waar hy sy bloed gestort het vir jou en my. Ons kon sien, en dit is vasgepen in die evangelies, waar die mense die kruisiging beskryf het. Maar Johannes is die enigste een wat in die gees gesien het. En wat hy in die gees gesien het, het hy aan die 7 gemeentes gaan skryf. Wat het gebeur op Golgotha? Hoe die pla op hom neergekom het. En hoe die groot stad, die Babylon, die hoervrou, geoordeel is, omdat hulle die bloed van die profete vergiet het. Kyk wat sê vers 18. Nadat hy geskree het, dit is verby, en daar het stemme gekom, en donderslae, en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nooit gewees het van die begin van die aarde af nie. So 'n geweldige groot aardbewing. Hier beskryf hy wat die evangelies vir ons beskryf. Hier beskryf hy wat Joel en Amos en Obadja en Sefanja, wat hulle almal vir ons beskryf. Hier beskryf dit, Openbaring 16. En die groot stad het in 3 dele verdeel. Dit is in die boek van Josefus opgeteken, dat as gevolg van hierdie aardbewing, het die stad Jerusalem in 3 dele gedeel. Die graf het oopgegaan. En die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy troon. Jy sien, Openbaring, my vriend, is 'n geestesrealiteit van wat aan die kruis gebeur het. Nou kom ons op Paasnaweek. En ons vier Paasnaweek, maar dis hoekom ek sê, is daar nie meer aan die gebeurtenis op Golgotha as wat ons ooit gevertel is nie. Oorweeg die moontlikheid dat die oordeel wat ek en jy verwag reeds plaasgevind het en reeds op hom, die Here Jesus Christus, uitgegooi is op Golgotha se kruis, waar hy die wraak geneem het, waar ek en jy nie nodig het om die wraak te neem nie. Kyk, ek wil jou nou 'n ding wys hierso. Op daai oomblik toe die Here Jesus geskree het, dit is volbring. Op daardie oomblik, toe skeur die voorhangsel, julle ken die storie, toe skeur die voorhangsel van bo na onder. Niemand van ons kon ingaan of uitgaan in die allerheiligste nie, behalwe die hoëpriester 1 keer 'n jaar. Net 1 keer 'n jaar kon hy ingaan, maar dan moes hy ook vir sy eie sondes ook bloed laat vergiet het. Nou vra ek jou, niemand kon ingaan nie. Het ons nou vrymoedigheid om te kan ingaan?
Was dit oop voor die tyd? Nee, dit was nie. Is dit oop nadat die voorhangsel geskeur is? Ja. Wat ver was, is nou naby. Die skeiding is nou weg. Hebreërs 10 vers 19, kom ons lees dit. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van die Here Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Wat is die voorhangsel? Dit is sy vlees. En ons nou 'n hoëpriester oor die huis van God het, laat ons dan nou toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid. Jy sien, die voorhangsel, my vriend, het die vlees geword. Was die vlees van die Here Jesus, wat hy vir ons oopgeskeur het. En toe het hy met sy eie bloed, jy moet die hele Hebreërs gaan lees, toe het hy met sy eie bloed ingegaan in die hemele in. En hy het gaan skoonmaak in die hemele in, sodat ek en u kan toegang kry. Met ander woorde, my vriend, die skeiding is nou weg. Die skeiding is weggeneem. Die voorhangsel is geskeur. Waar het dit gebeur op Golgotha? Openbaring sê dit vir ons. Openbaring sê vir ons presies waar daai skeiding gebeur het, en laat my net toe om gou hier in te gaan, in nog 'n gedeelte wat ek net wil, die skrifgedeeltes van kry. Openbaring 16 vers 17 het ek nou vir jou gelees. Hebreërs 10 vers 19 en 20 het ek nou die voorhangsel deur sy vlees is oopgemaak. En kyk wat sê Openbaring 21. Kom ons gaan lees gou daar, Openbaring 21. Nadat die vlees oopgebring, kyk wat sê hy. En ek het gesien, en 'n ding wat baie belangrik is, wat ons moet onthou, hy sê, ek wil net gou, hy sê, Openbaring 19, en na hierdie dinge, na watter dinge? Nadat die pla uitgegiet is, nadat die voorhangsel geskeur het, en na hierdie dinge, het ek iets soos 'n groot stem van die groot menigte van die hemel gehoor gesê, Halleluja, die heil en die heerlikheid van die eer en die krag van ons Here God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, en die aarde wat haar met sy hoerdery bederf het. En hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Waar het dit gebeur? Op Golgotha. Op Golgotha. En nadat al hierdie dinge gebeur het, kom hy daar in Openbaring 21, sê hy, en kyk, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Hier moet ons vir 'n oomblik net stil staan. As jy teruggaan in die Bybel in, as ons gaan teruggaan aan ons vergelyk skrif met skrif, dan sal ons sien in die skrifte, in die Ou Testament, is die offeraltaarplek 'n plek wat genoem is hemel en aarde. Want die altaar is die plek waar die bloed vergiet is, waar God met die mens kom ontmoet het, uit die hemel uit en aarde, dit is waar die hemel en aarde op. Met ander woorde, wat het die Here Jesus kom doen? Die Here Jesus het 'n nuwe offer gebring, deur sy eie liggaam heen, deur sy vlees op die altaar toe. En hy het God nou na die mense toegebring. Met ander woorde, die ou manier van offergawes, die ou manier van bokke en beeste en tortelduwe en kruie verbrand op 'n altaar, het verbygegaan. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde, 'n nuwe manier van offer, 'n nuwe offergawe is gebring, sodat ek en jy kan ingaan in die tempel. En die see was daar nie meer nie. Kyk wat het gebeur. Onthou, die braasofferaltaar in die Ou Testament het hulle so gepoleer, gepolish, dat hy geblink word, want wanneer die priesters in hom inkyk, dan moes hulle self sien. En dit is wat hulle die see van glas genoem het. Met ander woorde,
Die see was daar nie meer nie. Met ander woorde, daai manier van offer was daar nie meer nie. En kyk wat gaan ons verder, vers 2. Hy sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem. Die ou Jerusalem bestaan nie meer nie. Hier kom Jesus by die vrou by die put. Hy sê vir die vrou by die put, hy sê, sien jy hierdie Jerusalem? Want sy sê vir hom, ons vaders het vir ons gesê dat ons hierso in Jerusalem moet aanbid. En Jesus sê vir haar, luister hierso man, daar kom 'n tyd wat julle nie meer in hierdie Jerusalem gaan aanbid nie. Ook nie meer op die manier hoe julle aanbid nie. Maar die ware aanbidders moet God aanbid in gees en waarheid. Johannes was in die gees op die dag van die Here. En wat sien Johannes? Hy sien die nuwe Jerusalem, die stad van God, neerdaal, vanuit die hemel. En nou sê hy, baie belangrik dat ons dit besef, nou sê hy, hierdie nuwe Jerusalem is toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Met ander woorde, hy vergelyk die stad Jerusalem met 'n bruid. Is ek en jy die bruid van Christus of is ons nie die bruid nie? Is die Ekklesia die bruid van Christus of is ons nie? Ons moet ons mind opmaak. As ons die bruid van Christus is, dan beteken dit ons is die nuwe stad Jerusalem. Nou bly God by ons, in ons. Ek en jy is die tempel. Daar's nie meer 'n fisiese tempel nie. Ek en jy is nou die tempel van die Heilige Gees. Ons is die bruid van God. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, vers 3. Kyk, die tabernakel, die woning van God, is by die mense. Waar bly God? En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees. Dis nie 'n toekomstige ding nie, my vriend. Dit het op Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees, het dit gebeur. Maar wat was die voorloop van alles? Die kruisiging, die dag toe die Here Jesus Golgotha toe is, toe hy sê, kom aan, slaan my vas aan die kruis, gee die pla vir my Vader, toe hy in die tuin van Getsemane staan, en hy sê, ek moet drink van hierdie beker, maar laat hierdie beker van my verbygaan, as dit u wil is, Here. En nou kan jy gaan lees die bekers, die komme, met die oordeel van God, wat hy gedrink het. Dit word vir ons beskryf in detail. Jy sien, hulle het 'n fisiese kruisiging gesien, toe hy vasgeslaan is aan die kruis. Maar Johannes sien 'n geestelike kruisiging. Hy sien wat in die gees gebeur het, en hy kom pen dit vir ons neer. Met ander woorde, Openbaring is nie 'n eindtydboek of 'n eindtydprofesie nie. Openbaring boek is 'n boek wat beskryf wat op Golgotha gebeur het. Ek het baie meer om vir jou te sê, maar ek kan nie vir jou in 30 minute op 'n pot gooi, die hele ding uitlê nie. Dit is 'n reeks van omtrent 8 tot 10 ure se boodskap om vir jou alles uit te lê. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Wat 'n dood het die Here Jesus vir ons kom oorwin? Die geestelike dood. Ons kan nie meer geestelik sterf nie. Want as hy in my en ek in hom is, dan kan ek nie meer. My vlees kan sterf. Maar daar gaan 'n tyd kom waar die vlees ook die dood gaan oorwin en gaan loop en wandel soos wat Jesus dit gedoen het. Maar kom, ons gaan nie nou daar. Ook nie meer droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Nuwe mens, alles het nuut geword. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Wat het hy kom nuut maak? Hy het ons kom nuut maak. Kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf hierdie woorde neer, want dis waaragtig en betroubaar. Kyk wat sê vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. Dit is volbring, Johannes 19:30, Openbaring 16:17. Dit is verby. Nou, ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee 'n fontein van water van lewe verniet. Wat sê Jesus vir die vrou?
by die put. Kom aan, praat met my asseblief. Ek was nog nie een keer in Israel nie, in Iran, Irak, Afghanistan, ek was nog nie een keer daar nie, ek was nog net in die skrif. As jy glo, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Wat sê hy vir my? Heilige Gees. Daar sal 'n fontein in jou binneste opspring. Hy kom na my toe, hy skree daar in Matteus, hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal jou gee. Water om te drink, verniet, almal wat dors is, kom. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. Hoe oorwin ons? Wanneer ons by die kruis kniel. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Nou kom Openbaring 22, en hy beskryf dit vir ons so mooi. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom van die troon van God. Met ander woorde, onder die troon van God uitstroom hierdie fontein van lewende water. Matteus 6 vers 33 sê vir ons so baie mooi ding. Hy sê, soek eerste die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir julle bygevoeg word. Met ander woorde, wat moet ons soek? Ons moet soek die koninkryk van God. Waarvan praat die koninkryk van God? Hy praat van heerskappy, koninklikheid, koninkryk, heerskappy, autoriteit, regering, dis waarvan koninkryk praat. En wanneer ons op 'n troon sit, wat doen ons? Ons regeer. Is dit nie waar nie? Nou sê Efesiërs 2, hy sê, ons is saam met hom gesetel in hemelse plekke. Met ander woorde, as hy op die troon sit, sit ek ook op die troon. Iemand moet my hoor. En wanneer ek op die troon sit, dan vloei hierdie stroom van lewende water, helder soos kristal, van die troon van die lam van God. En in die middel van sy straat, aan weerskante van die rivier, was 'n boom. Die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra. Elke maand sy vrugte gee, en die blare van hierdie boom was genesing vir die nasies. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. En hierdie tekens sal hom volg, vir hy wat glo, vir hulle wat glo. In my naam sal hulle duiwels uitdraai. Op die siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Jy sien, as daai waterstrome vanuit my binneste uitvloei, dan raak my hande die genesing, die blare van die boom, want dan word ek ook 'n boom van die lewe. Die lewe van Christus wat in my is. Bly in my, soos wat ek in jou is, en jy sal vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Daar sal geen vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees. Waar is die troon van God? Lukas 17:21. As hulle vir julle sê die koninkryk, die heerskappy, die autoriteit van God is daar, of is daar, of is daar, moet hulle nie glo nie. Hoekom nie? Want die koninkryk van God is binne in jou. Hier sê dit vir ons. Die troon van God en van die lam is binne in hulle. En sy naam, God se naam, Christus se naam, sal op hulle voorhoofde geskryf wees. Die anti-Christ mense vertel jou van die 666. Maar hulle vertel jou nie van die nommer wat op die voorhoofde geskryf is vir die wat God aanbid nie. Jy sien, want hy is my lig. Hy is my lewe. Hy is my alles. Dis baie belangrik dat ons dit sien. Nou, my vriend, verander die hele realiteit. Nou verander alles. Jy wag nie nou meer nie. Jy besef dat ek is 'n seun van God. Dis hoekom Galasiërs 4 sê. Hy sê, as die erfgenaam 'n kind is, met ander woorde, as hy onvolwasse is, as hy nie weet wie hy is nie, is hy niks anders as 'n slaaf nie. Hulle het ons al die jare in die donkerte gehou. Deur vir ons te vertel, Openbaring is 'n geslote boek wat in die toekoms moet gebeur. Maar in die meantime beskryf Openbaring vir ons wat die Here Jesus vir ons op Golgotha kom doen het. Dis 'n geestelike verslag van wat gebeur het op Golgotha se kruis.
Is 'n geestelike verslag wat gebeur het ook 70 na Christus toe die stad verwoes is. Doen jouself 'n guns in gaan lees die boek Josefus. Daar's omtrent 16 boeke van Josefus. 'n Geskiedskrywer wat in Jesus se tyd geleef het. Is 'n baie jy kry omtrent nie meer hierdie boek in die hande nie. Jy staan nie meer buite die tempel nie. Jy is genooi om in te kom. Almal wat vermoeid en belas is, kom in. Wat moet ons doen? Ons moet by die kruis neem. Dis hoekom dit so belangrik is dat elke knie sal buig. Jy sien, want dit wat gebeur het aan die kruis, my vriend, is die grootste gebeurtenis in mense jegenis nog ooit. Daarom kan jy nie deur 'n ander geloof inkom na die troon van God toe nie. Jy moet erken, jy moet hierdie prys aanvaar, want dit was die grootste, beste, moeilikste prys wat nog ooit betaal is. Ek leef nie meer in vrees nie, die deur is oop. Jy sien, ek en jy is die bruid, my vriend. Paasfees beteken nie net dat Jesus het opgestaan nie. Dit beteken dat die oordeel waarvoor ons wag, die witte troon oordeel waarvoor ons so almal verskriklik wag, lê nie in ons toekoms nie. Dit lê ons agter ons. Hoe kan jy vir my so iets sê, JP? Ons gaan almal voor hierdie troon staan. Nee, jy moet jou Bybel lees. Die kruis was tweeledig. Dit was die bema van God. Die bema is 'n hofsaal, waar daar aanklagte gekom het. Waar die Here Jesus, wat ons verteenwoordig het, opgestaan het en gesê, onskuldig, ek het die prys betaal. Edelagbare, daar is die verslag. Bema. Elkeen wat glo, het daai verslag, ons het hom aangeneem, ons is onskuldig. Maar daar's 'n krisis. Daar's 'n krisis. Dit is die ander betekenis. Waar die ongelowige wat nog nie glo nie, reeds veroordeel is. En die kruis voor die kruis van Golgotha staan hy skuldig. En die wet oordeel hom. Skuldig, skuldig, skuldig. En as hy nie sy knie buig nie, as hy nie die lam van God die prys gaan aanneem wat vir hom betaal is nie, dan moet hy die prys vat, my broer, dan moet hy die prys vat. Die tempel is oop, die koning regeer. So as jy vandag nog bang is vir wat moet kom, het ek vir jou goeie nuus. Jy leef aan die ander kant van die dag van die Here. Die dag van die Here is in jou verlede, dis nie in jou toekoms nie. Die graf is leeg. Die vrees is gebreek, want hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. En my en jou toekoms, my vriend, is veilig. Ons is reeds in sy hande. Hierdie is in kort wat ek met jou wou deel rondom Paasnaweek. Paasnaweek was 'n gebeurtenis wat bitter min van ons verstaan. Maar ek bid vandag dat die Heilige Gees 'n saadjie by jou geplant het en dat jy self sal gaan krap. Dat ek vandag iets in jou wakker gemaak het, dat jy self sal gaan krap. Dat jy nie die algemene narratief sal glo van dit wat geleer is oor die jare nie, maar dat jy sal opstaan as 'n seun van God en sal begin heers soos 'n koning wat hy vir jou bedoel het om te wees. Tot ons mekaar weer sien op 'n volgende geleentheid. Mooi loop.